Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom terug by Step Up. Ek is Chantal en ons gaan aan vandag met rit. En ons is besig om klaar te maak in die jaar en maar het is so belangrik dat ons ingestel bly op dit wat die Here vir ons sê. Partykeer raak jy in 'n holiday mood en jy vergeet goeders en jy dit wat belangrik is word nie meer so belangrik nie en ons kan nie slapval in die proses wanneer die Here besig is met ons en dit is baie belangrik. Note dit in jou gees in. Ons het laasweek gepraat oor die dorsvloer en die belangrikheid van die separation en nie net separation of the set apart van wanneer die koring word van die kaf geskei op die dorsvloer van die rondom ons en ek gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Is ook belangrik om te weet dat ek binne myself moet afskeid neem van my ou self. En baie kere sukkel ons daarmee. Baie keer sukkel jy die man wat 38 jaar by die pad van Bethesda gelê het, hy daar gelê en toe Jesus met hom praat, nommer 1 het hy vir Jesus herken nie, maar die grootste ding wat hy gedoen het was toe hy begin het hy vir Jesus gesê dat het vir Jesus gesê dat daar's niemand wat my in die pad kan sit nie. Jy weet, almal word ingegooi wanneer die engel daar is. En hy kom by 'n plek waar hy stil word en hy sê, maar ek sukkel in myself. So, hy kom by die plek wat hy vir Jesus sê, ek is die probleem. En totdat hy daar gekom het, kon Jesus nie regtig enigiets met hom doen nie. Want hy het almal gebleem rondom hom, behalwe homself, en hy was eintlik die probleem. Maar toe hy by die volle waarheid kom, niks behalwe die volle waarheid nie, van homself, tot hy met die daar kom, het Jesus gewag totdat hy die waarheid praat. En dit is 'n plek wat die dors wat ons laasweek oor gepraat het, die dorsvloer verlang 'n waarheid binne in jouself. 'n Erkenning van dat ek is nie wie ek dink ek is nie, of ek is nie so wonderlik soos wat ek dink ek is nie. Ek is hooggeleerd, maar dit beteken niks in die koninkryk nie. You know what I mean? En God help ons om te studeer en om to become en om beter te doen in ons lewe. Dis 'n gift van die Here in die eerste plek, maar moenie dit later aanbid en jy vergeet wie se een wat jou die krag gegee het om daar te kom nie. So wanneer ons op die dorsvloer is, dan deel die Here met ons met sulke tipe van goed. En 'n dorsvloerplek is nie een keer in 'n leeftydplek nie. Kom ek sê jou ook sommer nou dit is 'n plek waar die Here ons every now and then, dan kom ons op die dorsvloer. Every now and then, dan moet ons kies, dan moet daar gekies word. Wat gaan nou gebeur? Jy weet, so hierdie is goeders wat ons moet note in die gees Israel. Ek wil praat oor ek praat oor 4 hoofstukke en ek wil praat oor toe Elimelech sy vrou en sy kinders vat en hulle gaan uit die dorp uit, was hulle 4 mense, het was Elimelech, het was Naomi, het was Mahlon en Chilion, hulle gaan uit Bethlehem met huis van die brood, wanneer was droogte, en hulle gaan na Moab toe.
alhoewel dit nou nie lyk, dit was die beste ding om te doen in die omstandighede nie, was dit toch goed wanneer het vir Rut teruggebring, Naomi het vir Rut teruggebring, dat sterfte gebeur, maar Rut het teruggekom, en Rut het nie, het was nie net Rut nie, Rut represente som ons almal toe, maar wat ek wil sê is dat Orpa en Rut kom saam met Naomi terug, en Orpa verlaat vir Rut, en Naomi, want Naomi het vir hulle gesê, julle moet gaan my mense, julle, ek kan niks vir julle doen nie. Al trou ek weer, en ek het seuns, kan julle in elk geval nie met julle trou nie, maar julle sal te oud wees, so my voorstel is, gaan huis toe, julle albei van julle, gaan julle paars, goeders huis toe, gaan huis toe, moenie rondom my dwel, ek het niks vir te gee nie. Orpa groet haar skoonma en van Naomi, van Rut, en sy stap. Rut aan die ander hand het gesê, nee, ek gaan nie, waar jy gaan ek, jou mense is my mense, jou God is my God, sy kom te bekering, en hulle twee stap in Bethlehem. En hulle kom, sy gaan werk die nächste dag en sy is op 'n veld, maar sy stumble op die veld van Boas, dis wat hoofstuk 2 sê. En daar is 'n plek in die Here in, en ek wil jy moet my nou hoor. Daar is 'n plek in die Here wat die Here vir ons wanneer ons kom by die plek wat die Here vir ons gereed het, by die plek, die veld, net soos wat Rut, sy het gestumble, sy het stumble Afrikaans is, it's amper asof sy per toeval het sy gekom in die veld in. Maar die per toeval was eintlik die steps van God wat hy georder het. Die Here het gemaak dat sy gestumble, sy het in die plek ingekom. En daai plek was die plek wat ek jou eintlik wil sê is dat, wanneer jy kom in die kerk, in die huis, in die plek wat God vir jou het, jy hoef nie 'n manager te wees nie. Jy kan inkom as 'n receptionist, maar my mens, as dit die plek is wat die Here vir jou het, dan moet jy een ding note vandag. Daar is voorsiening, daar is groei, daar is beskerming, en daar is seëninge. Dit is die goed wat jy moet na kyk. So, ek is nie miskien waar ek wil, of waar ek gedink het ek moet wees nie, maar net omdat ek op die regte plek is, net omdat ek myself bevind in die huis wat die Here my gestuur het, is alles wat ek nodig het, is vir my daar, en dis iets wat ons baie keer miskien mis. Toe Rut in die veld van Boas kom, daar was meer vir haar, as wat sy ooit kon besef het. Daar was meer voorsiening. Die Bybel sê in hoofstuk 2, dat Boas het na haar inquire, hy het navraag gedoen oor haar, maar het ook 'n opdrag gegee, het haar geroep, en het ook 'n opdrag van gegee, om van te sê, bly agter my diensmagte, agter my dienswerkers, bly agter hulle. En Boas gee 'n instruksie hy sê die manager, hy gee 'n instruksie om vir die mense wat in die veld werk te sê, drop die beste gerwe vir haar, maar maak ook seker dat niemand met haar skoor soek, as ek het nog aan sê in my eie woorde. So Boas maak seker dat Rut word nagekyk, geestelik en tydelik. Hy gee 'n instruksie, en ek wil praat met, dit is hoofstuk 2, hoofstuk 1, kom Naomi terug, en Naomi sê vir 'n vrou, toe sy inkom, die mense sê, kyk hier's Naomi, in die Bybel sê, sy maak 'n stelling, sy gee 'n woord, sy sê, moet my nie Naomi noem, noem my sommer Mara, noem my bitter, want die Here het met my bitter gedeel. En die vrouens wat na haar luister, neem nie aan wat sy vir hulle sê nie. Ek sê altyd om dit jou te sê, is belangrik wie om jou is. Dit is belangrik wie instruksie kry. Is belangrik hoe die instruksie uitgevoer word. Dit is belangrik dat al is jy in 'n managersposisie, dat jy nie doen wat jy dink moet gedoen word nie. Kry jou counsel en jou raad, veral as dit iemand is wat geesgeleid het. As dit iemand is wat dwaas is, praat ons 'n ander taal. Dan praat ons van, wat sê die Here binne in jou? Wat is dit? Miskien moet jy dan jou leier, of ek praat van jou manager, miskien word jy gebruik vir die counsel daar. Maar dit is belangrik wat uit jou mond kom. Dit is belangrik wat jy sê en wat jy doen. Want die Bybel sê, Boas gee vir sy manager instruksie. Sê vir die reapers, hulle moet die beste gerwe drop, 1, 2, hulle moet kyk na haar. Niemand moet met haar skoor soekie. Die vrou by die hek, wat Naomi terugkom, wat haar ontvang, wat sê, julle kyk hier's Naomi. Sy sê, moenie vir my Naomi sê nie, noem my Mara. Naomi se naam beteken blydskap en joy en celebration.
Dit is die naam wat dit beteken. Maar alles wat sy nou beleef, is alles behalwe blydskap. You know what I mean? Is alles behalwe. So, sy's in 'n plek en waar sy eintlik net wil op die agterkant wees. Sy wil nie nou nog hele met my nie. So, die man wat om Boas is, was belangrik. Die vrou wat hoor wat Naomi sê, is belangrik. En ek sê dit vir alles, because ek en jy moet baie fyn noukeurig wees. Wie is rondom ons? Wie vat instruksie? Wie voer die instruksie uit? En hoe hoor hulle jy praat? Want onthou dit, ons almal is mos nie almal op 'n hype elke dag nie. Ek voel nie elke dag dieselfde nie. Maar is belangrik dat ek en jy mense het wat in die gees inwandel rondom ons. Dit is belangrik dat jy moet kies wie bid vir jou. Is belangrik dat jy moet intercessors het wat jou kan oplig uit 'n plek uit wanneer jy voel soos Mara, wanneer jy bitter voel, wanneer jy voel, hey, die Here het my leed aangedoen, want dit is hoe Naomi gevoel het. So ek en jy moet kom by 'n plek waar ons sê, Here, help my om kies deur my, wie is die mense wat wat my moet omring, veral wanneer ons leiers is. Daar is 'n gedeelte in hoofstuk 4, wat evens in hoofstuk 3, wat dit, toe Rut van die dorsvoer af wegstap, wat ek laas oor gepraat het Boas 'n instruksie gegee. Hy het gesê, maak seker dat niemand weet te sy nie. As ek die lyn lees, dan kom dit vir my voor, asof Boas praat weer met sy manager, dat niemand moet weet dat Rut was die nag by hom nie. Because remember, mense kan dink wat hulle wil. Die meisiekind het vir die nag daar gelê. Wat het sy daar gemaak? Jy sit 1 en 1 met mekaar en jy kry sommer 30. You know what I mean? So jou somme tel nie op met wat, dit is 'n geestelike transisie wat plaasvind, maar al wat ons sien is iets, wat het gisteraand gebeur. Dis ons, you know what I mean? Dan in hoofstuk 4, die elders, die ouderlinge rondom Boas, toe hy die negotiation maak met die naaste familielid van Naomi, is die elders, die ouderlinge van Boas, is by hom, en hulle seën vir Boas. That's a constant reciprocation of blessing. Selfs so met hulle trou, is dit hierdie manne doen basies die huweliksformulier. Hulle bless hom om te sê, mag die vrou wat in jou huis inkom, wees soos Rut en Naomi, soos Rut en Lea, wat die 12 stamme van Israel gedra het, mag sy wees soos Tamar, wat Perez by Juda gekry het. Hulle bless hom uit, hulle bless hom uit 'n Abrahams blessing uit. Hulle bless hom uit 'n covenant blessing uit. So dis belangrik. Ek wil hierdie moment wil ek staan op hierdie punt om te sê, ons moet besef die belangrikheid van die mense wat in jou lewe inpraat. Jy moet besef, van onthou ons gaan nou in 'n nuwe jaar in. Daar is sekere mense wat vloeke oor ons uitgespreek het. Daar is sekere mense wat saam met ons gestap het, wat jou nie meer goedgesind is nie. Dis wat ek laas keer gesê het, of vroeër gesê het, dieselfde mense wat met jou begin het, is nie noodwendig die mense saam met jou eindig nie. Halfte langs die pad het daar 'n paar dierbaars uitgeval. En jy moet weet, wat nie almal gaan jou lewe uit met 'n goeie gesindheid nie, met 'n goeie smaak in hulle mond nie. Al was dit nie eens in jou hart ingewees dat daar was verleed of verkeerde goed gesê nie, of vice versa, maar die duiwel kan ons preek wat hy vir jou wil preek. So ek en jy is belangrik dat ons in die plek kom waar ons sê, Here, wie is dit wat u rondom my wil hê? Because a familiar spirit, mense wat familier raak aan jou, kan môre oor môre jou salwing vat en niks daarvan dink nie. Hulle kan die salwing op jou lewe, kan hulle vat as vanselfsprekend. Iemand wat familier word met jou, gaan later, en hoor my nou wat ek gaan sê, gaan later die waarde van dit wat God in jou geplaas het, hulle gaan nie die waarde erken nie, en hulle gaan dit wat waardevol is, letterlik vat vanselfsprekend. So dat is 'n skrif in die Bybel wat sê, moenie jou parels voor die swyne gooi nie. Dit is die ding wat ek nou van praat. Moenie dat dit wat God, wat jy jou lewe vooraf lê, dat ander dit net misbruik en vat dit vanselfsprekend nie. Dit is key, because die man, Boas se manager, die man wat saam met hom gewerk het en on hom gewerk het respek gehad vir hom. Toe Boas hoofstuk 1
toe hoofstuk 2, toe kom hy in Bethlehem, en hy was seker op 'n besigheidsrit, want dit was sy veld in Bethlehem. Toe kom hy terug, en die Bybel sê, en hy seën sy mense, en die mense sê vir hom, now may the Lord bless you. So, die seëning oor mekaar se lewe was reciprocated. Het was nie een kant nie. Die mense het nie Boas se goedheid gemisbruik nie. Boas, die wat vir hom gewerk het nie sy goedheid vanselfsprekend gevat nie. They honored him. Hulle het hom geëer vir wie hy was en vir wie hy is. Hulle het nie verander langs die pad nie. Boas se manager het nie toe rit by die deur uitstap, toe gaan hy na die ander mense en toe sê, hey, mense, hulle verstaan nie, het gestaan iets gebeur. You know what I mean? Dis mense wat die geheim van die Here kon bewaar het, wat die transisie van die Gees verstaan het, wat die verandering van die seisoen verstaan het, wat in dit ingebid het. Mense, dis diep wat ek jou nou sê. Ons moet surrounded wees met mense, wat wanneer jy deur 'n transisie gaan, dat ek nie vir jou gaan judge nie, maar dat ek jou gaan lig in die Gees in. Ek gaan verstaan, sy is in 'n tydperk in waar sy gaan trou. Sy is in 'n tydperk in, of hy is in 'n tydperk in, waar die Here hom expose, dat hy gaan opgelig word. God gaan vir hom oplig, God gaan vir hom 'n ding doen. This is the place where this person is. So, die key van die matter is dat, Here is besig om 'n nuwe ding te doen. Is besig, Here, om 'n seisoen te draai. Is besig, Here, om hierdie persoon se lewe te verander. Is besig, Here, om 'n swaai en 'n ommeswaai te bring in iemand se lewe in. En dis baie belangrik wanneer ons as leiers, ek kan so baie goed hier uithaal, maar ja, baie keer dan kom jy in jou jy word gebruik, jy begin gebruik word in die bediening en jy dink jy het arrive. Jy moet, my mens, ons sal nie in hierdie lewe sal ons arrive nie, nooit gaan ons arrive nie. As ek vandag as 'n leier, die mense moet onder ons groei en jou gift gaan roem maak vir jou. As jy 'n profeet is, gaan jy profeteer en niemand kan dit stop nie. As jy evangelis is, gaan jy die evangelie moet preek en niemand kan dit stop nie. So hierdie is moments in ons lewe in, moments in ons leeftyd in waar ons waarlik waar die Here moet vra om ons wysheid te gee. Dat wanneer jy opkom, dat wanneer die Here, want onthou net, ons word getrein in verskillende vlakke. Jy moet kan 'n opdrag kan kry en die opdrag kan uitvoer sonder dat jy jou eie goeders daar insit. Sonder dat jy sê, ja, maar ek het gedink, because jy gaan getoets word op jou instruksie. Dan gaan daar 'n krisis kom, dan moet jy 'n besluit maak. Maar jou besluit wat jy gaan moet maak in die krisis, in die absence van jou leier, gaan moet wees asof dit jou leier is, as jy hoor wat ek sê. So hierdie goeders is belangrik vir ons om te verstaan, my mens, dat waar ons nou is, word ons getoets vir waantoe ons op pad is. En baie keer dan fail ons die toets, because ons dink, het gaan oor ons, en ek wil die besluit gemaak het, want ek het gedink is reg. Weet jy, baie keer gee ek as senior leier vir iemand 'n instruksie, net om te kyk, kan hy persoon hoor? Is al. Ek wil net kyk, kan jy my hoor? Ek wil net kyk, kan jy hoor wat ek jou sê, en uitvoer wat ek jou sê, sonder om te wik en te weeg. Ek wil net kyk, en weet jy wat, kom ek sê vir jou, die majority het het gefail. Die majority het het gefail, because ons is te gewoond ons eie stempel op 'n ding druk. Het werk nie so nie, my mens. Dis hoekom ons fail ons toetse in die koninkryk in, want jy wil, wanneer die Heilige Gees vir jou 'n instruksie gee, dan wil jy jou eie appeltjie wil jy byskil. Nee, my mens, jy moet doen wat die skrif sê, sodat strome van lewende waters uit jou binneste kan vloei. Een ding wat ek het gesê vir my vorige leier, ek het altyd gesê, gee my die instruksie, ek sal hom kan uitvoer. Gee net vir my die instruksie. Weet jy hoekom kon ek dit doen? Want ek het groot geword in 'n huis met 'n pa. Hy het nie 2 keer vir ons gesê wat om te doen nie. My pa het jou naam 10 keer geroep. Net 1 keer. Hy het jou 110 keer geroep. Hy het jou 1 keer geroep. Hy gaan nie weer roep nie, want die tweede keer kom met 'n vloekwoord. So ek praat nie toe my pa nog afvallig was. As jy 1 keer geroep het,
staan jy regop. Jy kan op watter stuk gekyk het, jy kan geleer het, jy kan in die bad gewees het, jy gaan in elk geval geen antwoord gegee het, maar as hy jou naam geroep het, gaan jy met antwoord gee waar jy is. So ek het dit in my huis, uit my been wil ek amper sê, my murg aan my been, het hy ding in my ingekom. So wanneer ons 'n instruksie kry, leer om net te luister. Daai ding my mens, jy moet nie net luister nie, hoor nie, jy moet luister en jy moet diep hoor. Jy moet in jou mens wees, moet jy kan hoor. En dit is wanneer jy die fine tuning gepas het in die gees in, dan kan God jou trust om te doen wat hy sê. Maar nou wil ons in posisies inkom, maar jy kan nie eens die instruksie van jou leier uitvoer nie. Jy kan nie eens jou worship team leier se instruksie volg nie. Jy kan nie eens 'n instruksie volg van ons vas hierdie weekie. Jy kan nie eens daai instruksie volg nie. Maar jy wil hê anders moet na jou luister, my dierbare, wat jy sê is wat jy gaan maai. So ons moet noukeurig wandel. Hoe ons hoor wat die Here vir ons sê, hoe my oor ingestel is. Die Bybel sê, die manager wat Boas gesê het, sê vir die manne wat die gerwe los in die veld in, hulle moet die beste los. Hy gee dit vir hulle, vir hom, en die man gaan, en hy doen exactly wat Boas gesê het. En weet jy wat gebeur? Rut word geseën. Maar Rut word nie net geseën nie, want Rut word trou met Boas op 'n dag. Maar weet jy wat gebeur later? I mean, it's vanselfsprekend. Weet jy wat gebeur later? Rut het automatically het sy honor en respek vir die mense wat haar gehelp het op die pad op. Sy het honor en respek, eer en respek vir die mense wat vir haar gehelp het om op te kom. As jy weet, die Here het 'n roeping op jou lewe, moet jy 'n verhouding hê met mense. Jy moet 'n verhouding hê met jou werksmense, jy moet 'n verhouding hê met die kerkmense. Jy moet 'n verhouding hê met mense by die universiteit, jy moet 'n verhouding hê met mense. En jy gaan nie vir jou soos 'n baas hou en dink mense moet respek het vir jou nie. Jy dra nog jy salwing nie. Party van ons dra nog nie jy salwing nie. Hou jou mond, jy's nog in die proses om te groei. So al hierdie goed is very key on our way up. It's very key on our way up. Ek gee vandag vir jou lewenslesse wat jou gaan help. Moenie met jou graad vir jou rammetjie uitnek hou nie. As ek dit nou in my eie woorde kan sê, rakalm. Jy moet die guns van God hê. En die Bybel sê, and Jesus grew in wisdom and in favor with God and stature with God and with men. So Jesus het gegroei in guns, in sy stature en in wysheid met God en die mens. Met God en die mens. Hierdie ding is so. So jy kan nie sien, ek het die guns van die Here nie. Wanneer jy die guns van God het jy die guns van mens. As jy die guns van God het, jy die guns van mens. As jy die guns van God het, jy die guns van mens. Hoor my vandag. So moenie maak asof die ding om jou draai nie. Niks draai om ons nie. Hierdie ding draai omtrent die Here. So mag die Here ons seën. Mag ons kom en dit is wysheid wat ek jou nou gee met dierbare. Kom in wysheid in, dat ons kan wys word. Die Bybel sê, gaan met die wyse om en jy raak wys. Hy sê, is 'n wyse man wat raad vat, is 'n dwaas wat dit afkeer. So ek hoop en ek vertrou dat jy hoor in jou gees wat ek jou vandag gesê het. Jy hoor verby jou ore. Jy hoor in jou geestesore. Hoor jy wat die Here vir jou sê. So mag die Here jou seën. Ons is terug volgende week met die woord van die Here hier op Kruiskyk. Die Here seën jou.